Word stil vanaand met Psalm 81, vers 2 tot 5. Jubel tot eer van God ons sterkte. Juig tot eer van die God van Jakob. Sing en slaan die tamboerijn. Laat hoor die lieflike klanke van die lier en die harp. Blaas die ramshoorn op nuwe maan, met volmaan op die feestdag, want dit is 'n instelling vir Israel, 'n verordening van die God van Jakob. Jubel tot eer van God ons sterkte. Broers en susters, gemeente Carletonville, die Here groet julle elkeen vanaand en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy oorvloed. Amen. Is vanaand by ons derde aand, mens kan nie glo nie, ek sê dit elke keer as ons 'n week hou, as jy weer sien, dan is die week amper op sy rug. Ons is al by die derde aand. En vanaand gaan ons 'n bietjie stil staan by die tema oor die Heilige Gees en heiligmaking. En ek dink dis 'n belangrike begrip wat ons as gelowiges baie keer, ons praat nie genoeg daaroor in die kerk, dink ek nie, maar dis dat ons geloofslewe eintlik 'n proses en 'n pad is van heiligmaking. Want ons gaan stil staan vanaand besonder by 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18. En dan gaan ek so hier en daar ook na ander tekste verwys, maar dit gaan ons fokus wees vanaand. So voor ons dit lees, kom ons buig net saam en ons bid net saam. Vader, baie dankie, ons het 'n heerlike dag gehad, 'n vol dag gehad. U het ons vanmôre deur die Bybelstudie ook op 'n besondere manier gepraat oor die lof en die aanbiddingspsalms en hoe ons dit ook kan deel maak van ons lewe. Vanaand het ons ook weer 'n oproep gehad hier uit Psalm 81 uit, wat ook sê, jubel tot eer van God ons sterkte. Weer eens 'n oproep tot lof en aanbidding. En Here, dis wat ons ook kom doen vanaand. Ons wil aan U al die eer en al die heerlikheid gee, want U is dit waardig. Ons wil vanaand kom neerbuig voor U. Ons wil U grootheid raak sien, maar ons wil ook kom neerbuig voor U en vir U sê, Here, ons is dankbaar dat U ons God en ons Here is. En wanneer ons vanaand so stil word as 'n gemeente, bid ons ook Gees van God, dat U ook vanaand die leiding sal neem, dat U ook die woord aan ons elkeen sal openbaar en die woord vir ons sal bring, sodat ons waarlik sal hoor wat U vir ons wil sê. En dat hierdie gedeelte oor die heiligmaking en die proses van heiligmaking ook vir ons elkeen tot groot seën sal wees. Ons bring aan U al die lof en die eer, ons Verlosser Jesus Christus. Amen. 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here en ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. En dit gebeur deur die Here wat die Gees is. En ek dink hierdie groot mate sê dit vir ons eintlik al klaar waaroor ons gaan praat vanaand. So, die heiligmaking is een van die funksies, en ons het eintlik al vroeër in die week ook vir mekaar sê, rondom wat die Here vir ons, wat die Heilige Gees in ons lewe wil kom werk. Dat hy ook die heiligmaking by ons elkeen wil bring. En nou, maar wat beteken dit? Beteken dit ons almal gaan later met so strale kraansie rondom ons kop loop, en ons gaan nou almal hierdie heiliges wees? Nee, dit is nie waaroor dit gaan nie. Die proses van heiligmaking is 'n proses waar ons al hoe meer, en hy sê dit eintlik hierso, al hoe meer die beeld van Christus in ons openbaar, waar ons al hoe meer word soos die Here, waar ons onsself al hoe meer gee vir die Here en afsonder vir die Here, sodat die Here in ons en deur ons kan werk. Dit beteken nie ons word beter as ander mense, ons word belangriker as ander mense nie. Dis net dat ons elkeen besig is om hierdie pad te stap waar ons geleidelik groei. Ek dink baie keer daarom, dis soos 'n atleet, as jy nou die kindertjies begin, jy sien hulle so van kleins af. Ek was op 'n stadium bietjie betrokke by rugby afrigte by die laerskool. As jy daai eerste ouetjie sien, dan kom daai bal en die bal is groter as hulle armpies kom nie eens behoorlik om die rugbybal nie. En dan moet die mense nou hulle leer eers om die bal te vang en dan nog met die bal te hardloop en om aan te gee vir iemand anders dan. Dis en die ander een moet hom leer vang. Dis 'n proses. Dit gebeur nie sommer oornag nie.
Dis 'n proses en stadig aan begin hulle daardie Engelse woord die skills aan te leer. En uiteindelik kom hy by 'n punt wat hy nou kan 'n wedstryd speel. En ek onthou so baie keer dat die kinders as hulle eers begin rugby speel en sê hulle, oom, wanneer gaan ons leer om skare te doen en side steps te doen en al hierdie dinge. Dan sê ek vir hulle, kom ons hou eers net by die basiese. Kom ons leer net eers om die bal te gee en te vang en te hardloop met die bal en aan te gee op die regte briefe. Dan kan ons al hierdie fancy goeders begooi. Maar kom ons hou net eers by die basiese. En ek wil al sê, die proses van heiligmaking is om ons eintlik te bring by die basiese goeders. Kom ons doen die basiese goed van die geloof reg. Waar begin heiligmaking? Dis die eerste belangrike vraag wat ons mekaar moet sê, is waar begin hierdie proses van heiligmaking? En ek wil sê, ons moet teruggaan na gedeeltes soos Johannes 3 en Johannes 4, veral Johannes 3, waar Jesus met Nikodemus praat. As Nikodemus by hom kom en sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Dan sê Jesus vir hom, jy moet weergebore word. En in daai begrip van weergebore word ingesluit, jy moet by die punt kom waar jy tot bekering kom, waar jy jouself verbygee, en as jy by daardie punt kom, dan vind die wedergeboorte plaas. En sonder dat daar nie werklike bekering is nie, kan ons nie met hierdie pad van heiligmaking, kan ons nie begin. So die eerste beginpunt, die eerste tree wat ons moet gee, is om by die punt te kom in ons lewe, waar ons vir die Here sê, Here, hier is ek. En ek gee myself vir U. Ek vra dat U my koning en my Here sal word. Ek kom lê my sondes voor U neer, en ek bid vir vergifnis daarvoor. En dan kan die Here met ons begin werk. As 'n mens so in die oggend wakker word in jou kamer, veral as jy nou in 'n donker plek, ek onthou toe ons daar met daai vriend van my gaan kuier daar in Katoe, en ons is daar in die Kalahari in, en ons het in so 'n huisie gebly wat daar net so 'n sonliggietjie was, sonkragliggie wat in die aand geskyn het, en as hy die battery op was, en as die battery op gewees, dan het jy net donker gesit vir die res van die aand, of dan jy nou maar gaan klim in die kooi, en al wat daar lig gemaak het, is die sterre. So dis donker. En as jy so wakker word, of so in die nag wakker word, en jy kyk so rondom jou in die kamer, is alles wat jy kan sien, is net die groot dinge. Jy sien die kas raak, jy sien die plek raak waar die deur is, die deurkusyn, en jy sien al die groot dinge in die kamer sien jy raak. En soos wat dit nou later in die oggend begin ligter word, die son begin opkom en die kamer word ligter, begin jy naderhand goeders identifiseer. Weet jy, ek het gesien, daar is die raamwerk, maar ek het nie regtig geweet, dit is die kas, maar nou sien ek, dit is die kas. En ek het gesien, daar is die vensters in sy buitenlyne, en ek het gesien, daar is die deur, maar nou kan ek die deur sien, en ek kan begin sien waar die gleefie is, waar jy die raam inpas, en ek kan die deure begin sien, en as dit een van die mooi ou kaste is, wat van ouma en oupa afkom, want kan jy die houtwerk sien, en dat is mooi insetsels, en die hout is gevorm, en beteken van hulle toch hierdie mooi balpote onder, ballenklauwpote ondergaan, dan kan ek begin my goeders te sien, en hoe ligter dit word, hoe kan ek meer begin sien, ek kan sien, daar is die muskiet wat ek gisterand op die muur doodgeklap het, wat gezoom het, of daar is 'n kraak in die muur, of daar is ding, dan begin ek die fynere dinge raak sien, totdat dit heeltemal lig word, en ek kan alles sien, al die detail, al die fyn goedjies. En ek dink dis baie keer hoe die Here met ons werk, ook in ons pad van heiligmaking. Wanneer ons tot bekering kom, dan wys die Here vir ons ook, wil ek nie sê, dat ons die begrip verstaan van groot en tydsonde nie, want ek dink nie daar is so iets, maar die groot hindernisse in my lewe, die dinge wat regtig maak dat dit moeilik vir my is om 'n kind van die Here te wees, die dinge wat dit moeilik maak vir my om te glo soos ek moet glo, die dinge wat 'n hindernis is maak dat ek nie onder die beheer van die Heilige Gees bly, daai hindernisse, die eerste groot hindernisse, dis die dinge wat die Here eers in my lewe vir my uitwys. En dan begin die Heilige Gees met my werk op hierdie pad, sodat ek uiteindelik kom by heiligmaking. En hoe meer ek nader aan die Here kom, want die Here beskryf homself mos daar in Johannes 1, sê Jesus vir hulle, ek het gekom sodat ek vir julle die lig kan bring. In Johannes 4 sê God, hy is die lig, en in Openbaring sê Johannes ook dat God die lig is, dat Jesus die lig is.
Daar aan die einde van die Openbaring skryf hy, aan die einde van die tyd, as die nuwe hemel en aarde kom, sal daar nie eens meer nodig wees vir 'n son en 'n maan en sterre nie, want God se lig sal altyd by ons wees. Ons gaan in die lig van God woon. So as ons nader aan die Here kom, nader aan die lig van die Here kom, dan begin die Here se lig ook vir ons die dinge wat fout is in my lewe, wat maak dat ek nie by die Here kan kom en wat maak dat ek nie die Here ten volle dien nie, wys die Here vir my uit. En wanneer die Here dit vir my uitwys, moet ek eerlik genoeg wees om dit te aanvaar en te sê, Here, dankie dat U vir my hierdie dinge in my lewe wys. En dan kan ek begin om dit voor die Here se voete neer te lê, daaroor te bid en te vra dat die Here my lei, sodat ek uiteindelik ook van hierdie dinge ontslae kan raak. En hoe meer ek begin om hierdie dinge te doen en ontslae te raak van die dinge wat hindernisse is in my lewe, hoe nader kom ek aan die Here. En hoe nader ek aan die Here kom, hoe meer skyn sy lig in my en meer sien ek die dinge wat in my lewe nie reg is nie. En dis die pad van heiligmaking, as ek dit op 'n eenvoudige manier kan verduidelik. Dis die proses wat Paulus hier vir ons skryf is die proses om vry te word. Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here en ons word al meer verander om die beeld van Christus gelyk te word. Ons sing ook ons daai baie mooi lied, meer en meer. Here, maak my meer en meer soos U. En dis eintlik die proses van heiligmaking, om stelselmatig meer en meer te word, so wat die Here wil hê dat ek moet wees. En uiteindelik, ja, ons sal dit seker nooit in ons lewens beleef nie, maar uiteindelik by die punt te kom waar ons in die teenwoordigheid van die Here kan staan, in die ewigheid, en dan sal ons weet wat dit is, om heeltemal sonder sonde te wees. Maar die beginpunt hiervan, is die werk van die Gees, wat begin by wedergeboorte, wanneer die Here ons nuut maak, soos Paulus skryf daar in Efesiërs 4, dat jy die Gees en gedagtes moet nuut word. En dis die werk van die Heilige Gees. Die tweede hoofpunt wat ek vanaand, ons het eintlik al daarby gekom, of dat dit aangeraak is, die verandering om na die beeld van Jesus te wees. Om die verandering om te wees soos wat die Here wil hê ons moet wees. En dis ook nie 'n eenmalige proses nie. Die dag dat wanneer ek tot bekering kom, die dag dat jy tot bekering kom, was ons nie ewe skielik volmaak en ons het ons geen sonde in ons lewe gehad nie. Dit weet ons almal maar te goed. Dis 'n proses waardeur ons loop, 'n transformasie, 'n verandering. En hoe meer ons leer van die Here, hoe meer die Heilige Gees ook jou en my in ons lewe leer, en hoe meer ons die Gees toelaat om in beheer van ons lewe te kom, hoe meer kan ons begin om ook te word soos Jesus. Maar dis nie net innerlik word na Jesus nie, dis ook om te begin optree en te begin leef soos Jesus. So om die meer en meer te word soos Jesus beteken ek moet meer van hom leer, ek moet meer van hom weet, ek moet meer van hom in my lewe begin toepas en verstaan, maar ek moet ook meer en meer begin leef soos Jesus. Ek moet ook sy liefde vir die wêreld wat verlore gaan, moet ek ook hê. Ek moet ook sy oog hê vir die blinde man wat langs die pad sit, en vir die hulpelose, en die sieke, en vir die weduwee en die wese. Ek moet ook die hart van Jesus al hoe meer in my kry, sodat ek dit nie net gaan met myself nie, maar dit gaan met die wêreld. Want uiteindelik is hierdie proses van heiligmaking, waarop ek en jy loop, is sodat ons meer kan word soos Jesus, sodat ons uiteindelik ook dit kan wys vir die wêreld en ander na die Here toe kan bring. Daarby sluit ook, ek dink, die proses van disippelskap in. Jesus het 3 jaar lank het hy met sy disippels gewerk, en as jy nou vat, die eerste disippels was maar rou manne gewees. Petrus was 'n visserman gewees, Andreas was 'n visserman gewees. En hulle het nie 'n maklike lewe gehad nie. En vir hulle om te kom waar die Here wil gehad het, hulle moet wees, moes hulle 3 jaar saam met die Here loop, saam met hom gaan waar hy gaan, slaap waar hy slaap, eet wat hy eet, saam met hom gaan bid as hy gebid het. Partykeer het hulle in die slaap geraak, maar dit is ook maar deel van die proses gewees, en ek dink Jesus kon nogal lank bid, so ek dink die meeste van ons sou dalk aan die slaap geraak, en dit is nie 'n vingerwysing met die disippels nie. Want as die Here, ek dink as hy met sy Vader in gesprek was, het tyd stil gestaan vir hom. Maar dit is 'n proses van transformasie, 'n proses van verandering.
En uiteindelik kom ons waar die Here wil hê ons moet wees. 'n derde gedagte wat ek vanaand net wil aanraak, is die rol van die woord en gebed ook in hierdie proses van heiligmaking. Dit staan nou nie spesifiek direk in hierdie teks nie, maar die Heilige Gees is die een wat ons kan leer. En ons lees dit in Johannes 14, Johannes 16, sê die Here vir ons, hy is die een wat ons kan leer van wie God is. Hy is die een wat ons kan leer in die waarheid. En hy kan ons niks anders leer as wat Jesus reeds, die waarheid wat hy reeds ontvang het nie, van die Vader en die Seun nie. En Jesus is die woord. En die waarheid is die woord wat Jesus vir ons bring. En daarom kom leer die Heilige Gees ook vir jou en vir my oor die woord, oor wat is die woord? Hoe moet ons die woord verstaan? Hoe moet ons die woord interpreteer? Hoe moet ons dit toepas op ons lewe? Hoe moet ek dit gebruik in my lewe? Watter plek met die woord in my lewe? En ek kan alleen dit verstaan en weet as ek met die woord omgaan. As jy vandag vir 'n soldaat wel jare gelede ook, maar jy vir 'n soldaat in die veld instuur en jy leer nie vir hom met sy geweer te skiet en hoe die geweer werk nie, gaan hy niks beteken nie. Ons is ook deel van die Here se leermag. En die Here gee vir ons ook 'n wapen, en die wapen is sy woord. En as ons nie weet om hierdie woord te gebruik nie, dan gaan ons ook nie weet hoe om in die wêreld op te tree nie. Toe Jesus versoek is op sy swakste tyd, na 40 dae in die woestyn, en Satan by hom kom en vir hom sê, die woord sê, jy moet so en so en so, toe sê die Here vir hom ook, ja, maar die woord sê ook. En elke keer het hy met die woord geantwoord, want dit is sy woord. Hy is die woord. So as ek en jy ook wil leer om die wêreld staande te bly en op te staan ook teen die wêreld en die versoeking van die wêreld, dan moet ons ook leer om te verstaan wat is die woord en wat die Here deur sy woord vir ons wil leer. Hoe meer ek my verdiep in die woord van die Here, hoe nader kom ek in die Here. Hoe nader kom ek in sy lig. En so ook met gebed. Gebed is die proses waar ek met God praat. Gebed is nie maar net 'n resitasie nie. As 'n mens hier op sekere tye sit, dan hoor 'n mens die gebede hier van die moskee af. Maar dis resitasies. Ek verstaan nou nie Arabies, maar dit 5 gebede wat hulle op 'n dag bid. En elke gebed is dieselfde. Of dis 5 verskillende gebede, maar op 'n sekere tyd het hulle so gebed, en die volgende tyd het hulle so gebed, en dan het hulle so gebed, maar daar's 5 gebede wat hulle bid. Dit is resitasies wat hulle opsê. Vir ons as gelowiges is gebed meer as net 'n resitasie. Dis 'n gesprek met die lewende Here, met die lewende God. Ons God en Vader, ons verlosser. Dis 'n gesprek waarin ek, soos ons vanoggend gesê het met die Bybelstudie en Psalms het ons mekaar gesê, dit is 'n gebed en dis 'n gesprek waar ons kan praat met die Here, waar ons kan vra vir die Here, wat ons selfs met die Here in worsteling kan gaan, soos dat Dawid met die Here geworstel het, omdat hy nie geweet het wat die plan van die Here in sy lewe is nie, en nie altyd die Here kon sien in sy lewe nie. Maar dit beteken nie dat hy ooit in opstand gekom het teenoor die Here. Jy gaan lees maar die klaagpsalms en die psalms waar Dawid in stryd met die Here was, en hy altyd aan die einde kom hy terug en hy sê, ek weet Here, U is die Here van my lewe. Ek kan op U vertrou. Gebed is 'n gesprek met die Here wat ek met hom kan praat oor die dinge in my lewe en ook kan vra vir die Here. Gesprek waar ons kan loof en kan bid, maar waar ons ook ons behoeftes voor die Here kan neerlê. Waar ek kan bid en vra vir die vergifnis van my sonde, maar die Here ook kan loof vir dit wat hy in my lewe doen. En nie net in die goeie tye nie, maar ook in die swak tye, ook in die slegte tye, ook wanneer dit my swaar gaan, kan ek nog steeds my verheerlik in die woord van die Here en in sy teenwoordigheid. Ons afsluit met die laaste gedagte, en dit is die samewerking van gelowiges. Hierdie proses kan nie net deur die Heilige Gees gedoen word nie. Dis nie die Heilige Gees wat my heilig maak nie, en dis ek en jy wat hierin meewerk. Ons is medewerkers in hierdie proses van heiligmaking. Die Here sal nooit in jou lewe inbreek as jy nie iets wil doen nie. Maar die Here verwag dat jy bereid moet wees, beskikbaar moet wees, gewillig moet wees om hierdie pad saam met hom te loop.
So ek en jy het 'n rol om te speel. Dit beteken nie, ons kan gaan sê na die tyd, ja, ek is so goed, en ek kan nou roem op die werke, en die gawes, en die vrug van die Gees, wat nou in my lewe tevoorskyn kom, en dit gaan nie daaroor nie. Maar as ons nie bereid is om te werk, en te verbeter, en te word, wat die Here wil hê ons moet wees nie, kan die Here dit nie in ons lewens doen nie. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om dit te doen. Dit bly nou steeds genade, soos Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 8 en 9. Dit bly nog steeds genade. Maar die Here is besig om met ons te werk. Daarom vra die Here vir ons gehoorsaamheid. Om gehoorsaam te word aan sy woord en aan sy wil en dit wat hy in jou en my lewe wil doen. En die enigste manier hoe ek dit kan leer is om weer terug te kom by die woord. En as ek die woord hoor en sien wat die Here vir ons vra, dan kan ek ook gehoorsaam word. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 14 ook dat die Here met ons hierdie pad van heiligmaking loop. En hy sê vir ons, hy wil ons heilig maak. Soos 'n vuur wil hy ons louter. Of soos mense goud of silwer of wat ook al in vuur insit, as jy daar rowwe erts insit en jy verhit dit, dan vind daar 'n skeiding plaas. En jy kan later die goeie stof, die silwer, platinum of goud of wat ook al, kan jy afgooi en jy gaan byprodukte hê soos koper of wat ook al wat daarvan afgeskei word, maar jy gaan sit op die einde met 'n suiwer produk waar die onsuiverhede van weggebrand is. En dit wat Petrus vir ons beskryf daar in 1 Petrus 1. Dit sê, dis hoe die pad wat die Here met jou en met my wil loop. Hierdie proses van heiligmaking kan ons ook sien as 'n proses van suiwering, om dit wat nie Christen is nie, wat nie die beeld van die Here is nie, om dit ook uit te bring in ons lewe. Ek kan nie onthou watter beeldhouer dit was nie, maar ek onthou die verhaal van iemand by een van die bekende beeldhouers gekom het, en toe hy besig was om 'n perd uit rots te kap, het hulle van vra, hoe weet jy wat om te doen? Toe sê hy, nee, ek kap uit alles wat weg, wat nie lyk soos 'n perd nie. Nou dit is eintlik wat die Here ook doen met ons lewens. Hy kap so stelselmatig alles wat nie lyk soos Jesus nie, en nie lyk soos die Here nie, kap hy weg, brand hy weg. Dis die smeltproses, dis die smeltoond waardeur ons gaan, sodat ons op die pad van heiligmaking kan bly. 'n tweede is die aflegging van ons sondes. Ons sal dis 'n ding wat voortdurend in ons lewe gaan wees. Net soos bekering, ek al vir julle gesê, bekering is 'n daaglikse proses. Net so is die aflegging van sondes ook 'n daaglikse proses. Want ons is gebroke mense, ons leef in 'n gebroke wêreld en ons is nie volmaak nie. En wie ook al sê hy is volmaak en hy het geen sonde meer in sy lewe nie, dit sê Johannes vir ons in 1 Johannes 1 vers 8 sê, as jy beweer jy het nie sonde nie, bedrieg jy jouself. Ons sal nooit daarby kom nie. Maar Johannes nooi ons ook uit om te sê, maar as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van ons sondes te vergewe. So dis die wonderlike daarvan, dat ons kan kom by die Here, nou het ek weer oortree, nou is daar weer sonde in my lewe, dan kan ek terugkom na die Here en sê, Here, hier is ek weer. Here, ek vra vergifnis. En jy weet in my hart, dat die Here my weer sal vergewe. Maar dit moet nooit my intensie wees om weer te gaan sondig nie. Dis wat Dawid ook vir ons leer, om te sê, jy moet bereid wees om afstand te doen van jou sonde. As ek dan kom by die Here en ek sê, Here, ek het gesondig, ek vra vergifnis, moet ek ook vir die Here vra, deur sy Gees, om my sterk te maak, sodat ek nie weer sal sondig nie. En vir al die sonde wat ek dan so pas gedoen het, maar ook ander sondes in my lewe. Dis die proses waarin ek moet loop, om uiteindelik by heiligmaking uit te kom. Ons moet daagliks vra, so wat Paulus vir ons skryf in Efesiërs 5 vers 18, as hy sê, julle moet vervul word met die Heilige Gees. Moet nie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Gees. En daai woordjie is 'n woord wat sê, jy moet aanhou vervul word. Jy moet aanhoudend vervul word. Jy mag nie maar net dink ek het nou een keer gevra dat die Here my vul met sy Gees en nou is ek altyd so nie. Nee, vervulling met die Gees is 'n ding wat weer en weer kan gebeur, net soos geboorte en net soos die proses van heiligmaking, ek wil amper sê 'n lewenslange proses is. En dit is iets wat ons ook moet aanleer en verstaan. En dan natuurlik
kan ek nie hierdie pad loop as ek nie ander gelowiges rondom my het nie. Ek weet baie keer sê mense, ag nee, ek kan self kerk kyk op die televisie en dis goed so. Maar waar gaan jy heen as jy werklik 'n probleem het in jou geestelike lewe? Waar gaan jy heen as jy geen struktuur rondom jou het wat jy kan optel en jou kan staande hou nie? Geen mens is 'n eiland nie. Die Here het ons geskep as sosiale wesens en ons het mekaar nodig. En daarom het ons ook 'n kerk nodig. Want is hier waar ek broers en susters het, waar ek 'n nuwe familie kry, wat nie na my kyk met jaloesie, met haat en met nait nie, maar wat my kyk met liefde en vir my omgee en vir my sorg, en waar ek struikel en val, langs my sal kom staan en sê, kom ek tel jou op. Dis wat die kerk veronderstel is om te wees. Dis wat ek en jy veronderstel is om mekaar te wees. En dit kan ek alleen kry as ek die pad van heiligmaking loop. En ook saam met mekaar die pad kan loop. Om mekaar te herinner en te sê, ek mis jou. Ek het jou lanklaas in die erediens gesien. Ek mis jou, ek het jou lanklaas by die Bybelstudie gesien. Ek verlang na jou. Het is altyd lekker om met jou te gesels. Is dit nog alles reg met jou lewe? So ons is kerk en is 'n familie wat na mekaar moet omsien, na mekaar se welstand, geestelike en liggaamlike welstand moet navraag doen, want dis die enigste manier waar ons staande kan bly in hierdie wêreld. Nou, hoe doen ek dit prakties? Begin in die eerste plek deur jou hart vir die Here oop te maak en te sê, Here, hier is ek. Nooi die Here in, nooi die Heilige Gees in. Vra die Here om jou te vul met sy Gees, sodat jy dit kan bly doen en op hierdie pad kan bly. 2, maak tyd met die Here. Tyd in gebed en tyd om sy woord te bestudeer, want daarsonder kan jy nie kom waar die Here wil hê jy moet wees nie. Wees elke dag bewus dat jy saam met die Here wandel. Ek dink altyd aan daai versie wat vir ons sê daar in Hebreërs wat sê, Henog het saam met die Here gewandel. En ek en jy moet ook leer om saam met die Here te wandel. So wees bewus van die Here wat ook langs jou wil loop in jou lewe. En dan die laaste ene, bid voortdurend. En as ek dit alles doen, dan kan ek kom by die punt waar die Here wil hê ek moet wees. Ekskuus vir my. Kom ons doen 'n gebed saam en ons vra dat die Here ook vir ons vanaand sal lei en elke dag in ons lewe. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand so saam kan wees. Dankie vir die wete dat U ons geroep het as ons Hemelse Vader. En dankie vir hierdie proses wat ons loop ook in hierdie Pinkstertyd, waar ons net meer en meer van U leer, Here, dat ons ook sal verstaan dat U, o Gees van God, met ons hierdie pad wil loop en dat U vir ons wil lei en ons wil sterk maak, sodat ons die volle heerlikheid kan ervaar. En Here, dis 'n pad wat U met ons loop, deur die Gees en deur medegelowiges wat U op ons pad gesit het, om ons te help om te kom waar U wil hê ons moet wees. En daarom is my gebed vanaand, Here, dat U vir ons elkeen sal aanraak, ook in hierdie week wat voorlê, die res van die week wat oorbly, dat ons ook werklik net bewus sal wees van die teenwoordigheid in ons lewe. Die Gees van God kom vul ons elke dag met U liefde en die genade en die grootheid. Kom wees die parakleet, die een wat in sterkte langs ons kom staan en ons optel en oplig, sodat ons kan wees wat die Vader wil hê ons moet wees. En sodat ons kan elke dag net meer en meer die beeld van Jesus in ons vertoon aan die wêreld. So bid ek vir ons gemeente vanaand, vir elkeen wat nie hier kan wees nie, vir hulle wat siek is, dat U vir ons elkeen op hierdie pad sal lei. En ons bring aan U al die lof en eer. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here vanaand. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor.
aan julle vrede gee. Amen.